Hoe gaan dit met jou nuwejaarsvoornemings? Want hulle sê, ons weet almal mos wie's hulle sê, dat 95% van ons nuwejaarsvoornemens teen die einde van Januarie vergete is. Nou, ek het verlede jaar die voorneme gemaak, om nie 'n voorneme te hê nie, en raai wat? Ek kon daarby bly. Wat is dit in ons, wat elke jaar ons self wil gee, ons self wil toewy, na aan 'n beter leefstyl, nuwe ritmes, iets te laat gaan, ons self toewy op maniere sodat ons die lewe ten volle kan ontvang en ervaar. Wel, ons is so gemaak. Ons is gemaak met 'n diep begeerte na spesifieke lewe. En ons het verskillende idees daaroor, maar ons is almal op 'n reis om die lewe ten volle te wil ontvang. Ons is almal op reis om die kuns van die lewe te ontdek. En ek wonder, wat is jou idee van wat die kuns van die lewe is? Dit is belangrik om met dit in kontak te wees, want dit bepaal alles in ons lewe. Dit bepaal met wie jy gaan assosieer, wie jou vriende gaan wees, hoe jy jou tyd, jou energie gaan bestee, alles gaan oor hierdie ideale lewe wat jy in gedagte het. Nou, die Bybel praat van 2 soorte lewe. Eerstens is daar die bioslewe. En dit beteken die biologiese lewe, die menslike, sterflike, verganklike lewe, wat aan almal van ons gegee is. Maar die tweede soort lewe, wat ons in die woord van leer, is die Zoe lewe. En dit beteken die geestelike lewe, die ewige, onophoudelike en onvernietigbare lewe, wat net die Here vir ons kan gee. Hierdie Zoe lewe, hierdie ander soort lewe, is wat Jesus vir elkeen van ons gee en moontlik maak. Dis nie die lewe wat ons eers ingaan wanneer ons eendag sterf nie. Dis die lewe wat God nou, hier en nou vir ons wil gee, wat ons hier en nou kan ontvang. Nou, Paulus het ook 'n idee van wat die kuns van die lewe is. En hy verwoord dit so in Efesiërs. Hy sê, God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Wanneer Jesus praat oor Zoe lewe, dan sê hy, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê. Johannes sê, God het ons die ewige lewe, die Zoe lewe gegee, en hierdie lewe is in sy seun Jesus. En soos in Efesiërs, in al die ander briewe van Paulus, sê hy oor en oor, gee hy oor en oor, dieselfde idee oor wat die kuns van die lewe is. Dis 'n verhouding met hom, die een wat ons gemaak het, uit liefde, maar vir liefde met mekaar, in hierdie eenheidsband van liefde deur Christus is ons gemaak, en met ons wêreld, sodat ons kan toewy, ons self kan gee, verbind, aan die goeie werke, wat hy vir ons het. En hierdie is 'n reis, dis 'n lewenslange reis, om hierdie manier van lewe, hierdie spesifieke lewe, die kuns van die lewe te beoefen, te ontdek, te ervaar, te deel. En dis ons uitnodiging, vandag die uitnodiging, om in hierdie 3 bewegings, 3 verhoudings in die kuns van die lewe te groei. En die eerste is om te groei in die verhouding, die vriendskap met ons Maker, met hom, met God.
Paulus sê ons is sy maaksel in die ou vertaling en daardie woord kan vertaal word as sy handewerk, sy kunswerk. Die Engels sê his craftsmanship. En ons het 'n maker. Ons word uitgenooi om wakker te word vir hierdie goeie nuus. Ons maker, ons skepper, God homself wil in vriendskap met jou en my lewe. Dit is sy diep begeerte. En ek hou so van daai woorde van Jesus in Johannes 15:15 wat hy sê vir sy disippels, sy volgelinge, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Ek noem julle vriende. Ons maker, God homself, het ons so innig lief. En hy verlang daarna, dat ons saam met die res van die hele skepping, met hom in verhouding sal leef. Hy is barmhartig, ryk in barmhartigheid. Die woord is so mooi, hy het ons innig lief. Dis wie ons is. Jy en ek as God se geliefde is die fundamentele waarheid van wie ons is. Of ons dit voel of nie, dis die waarheid. Nog lank voor ons gebore is en lank nadat ons sterf, is ons die Here se geliefdes. En soms dink ek is nie goed genoeg nie, dis nie moontlik nie. En ek dink so want ek ervaar dit dalk nie, of ek voel dit nie, of ek word nie raak gesien of herken nie, of miskien het ek in my onderbewussyn 'n boodskap, ek's nie goed genoeg nie as gevolg van 'n mislukking, of as gevolg van wat iets of iemand vir my gesê het, of oor my gesê het, en ek hou daaraan vas, of omdat ek skaam is oor die sondige patrone wat ek in myself raak sien. Tog is die goeie nuus. Ek is geliefd, nog lank voordat my ouers, my broers, my susters, my onderwysers, die samelewing of 'n geloofsgemeenskap iets vir my of oor my gesê het. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van oortreding saam met Christus lewend gemaak. Nou as hy daar sê, ons was dood. Om dood te wees beteken jy is afgesny. Daar is nie konneksie nie, maar deur sy liefde maak hy dit moontlik. Nou binne in hierdie vriendskap gebeur daar groot goed met ons. In hierdie vriendskap word ek gelei, word ek geïnspireer, vind ek krag, sy gees kom in my woon, en sy gees begin my geleidelik transformeer, en hierdie is 'n diep transformasie. Dis 'n formasie van voorgee na deursigtigheid, 'n formasie van eie belang na ander gesentreerdheid, 'n formasie van selfgesentreerdheid in die lewe, na 'n gesentreerdheid rondom God en sy droom vir ons lewe, die ewige lewe. En ek wonder, het jy jouself al beskikbaar gemaak vir vriendskap met hom? Hy wag vir jou. Hy wag vir jou. Hy het jou voor jou geboorte in liefde gemaak, en hy begeer om hy liefde aanhoudend met jou te deel. Hy verlang so dat ons as geliefdes in hierdie lewe sal ingaan, en dat dit sal verdiep, dat ons 'n diep bewussyn sal hê van daardie liefde en sy gees wat in ons werk. Het jy spesifieke maniere in jou lewe al ingebou om hierdie vriendskap te koester? 'n bidplek, 'n ritme om met hom te praat en te hoor wat hy vir jou sê deur sy woord, wat so vol wysheid en insig en beloftes vir jou lewe en jou omstandighede is. Dis die grootste reis om op te gaan, is om te groei in vriendskap met hom. Maar Paulus gaan verder. En hy sê, ons deel nie hierdie spesifieke lewe, hierdie vriendskap, hierdie verhouding net met hom nie. Ons word genooi in die eenheid deur Christus wat reeds in die drie eenheid in God is. Maar dis nie net met Christus nie, maar ook met mekaar. En ons word genooi om te groei in vriendskap met mekaar. Paulus sê, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Julle is nou medeburgers van die heiliges. Julle is huisgenote van God. Julle is nou deel van die familie. En in wie julle ook saam opgebou word
tot 'n woning van God in die Gees. God woon in ons. Ons is verhoudingswesens. Ons is geskep deur 'n God wat verhouding is. Maar hy maak ons nie net uit daai verhouding nie, maar vir verhouding. En ek wonder saam met wie is jy op die reis? Jesus het geweet dat ons nie die kuns van die lewe alleen kan ontdek nie. Deur sy vriendskappe, daardie vriendskappe met die disippels wat later, hulle het soos familie geword, het hy bemoediging, liefde, konneksie gedeel en ontvang. En is vir ons ook so. Ons verhouding met God is persoonlik, maar nooit privaat nie. Wanneer Jesus in ons lewens inkom, kom hy altyd met sy huisgenote, sy familie en sy volgelinge saam. Kan jy vir 'n oomblik dink waar jy môre gaan wees? Miskien gaan jy by die huis wees om na die kinders te kyk. Miskien gaan jy terug skool toe om klas te gee. Miskien gaan jy aan iemand se kar werk. Of dalk aanlyn met kliënte te doen kry. Dalk gaan jy in teater toe om 'n operasie te doen. Ek weet nie waar jy môre gaan wees nie. Maar wanneer ons met hom lewe, word ons ook deel van sy familie en 'n medewerker in sy familie. En ek word geroep om iets van daai liefde wat hy vir my gee, te laat oorspoel in liefde verander. En ons begin bewus word as ons so leef, met hierdie perspektief, hierdie beskouing, hierdie idee, dat die lewe gaan ook oor die ons, wat saam op die reis is, dan word die persoon langs my, raak ek bewus, dat hulle ook 'n oneindige, onvervange, kosbare waarde in die oë van die Here het, net soos wat ek het. Ek begin 'n nuwe sagmoedigheid, 'n meegevoel verander kry, veral in hulle oomblikke van mislukking of van stryd. Ek kan die ander persoon toelaat om te wees wie hulle is, sonder dat dit vir my nodig is om hulle te probeer verander, want ek weet, God is besig met 'n werk deur sy Gees in daai persoon. Ek is 'n getuie daarvan, ek kan bid, ek kan hom vra. Ons eie lyding help ons om die lyding van ander te sien, te hoor, te voel, of hulle dit uitdruk of nie. En ek kom agter, God werk deur mense. Hy werk deur my, hy werk deur elkeen wat oor my pad gestuur word, 'n vriend, 'n mentor, 'n kollega, my kinders, 'n geesgenoot. Saam met wie is jy op die reis? Wie het die Here nou in jou lewe geplaas vir jou gegee? Ons gaan op hierdie reis met hom, ook met mekaar. En ons gaan op hierdie reis, sodat ons saam die goeie dade wat hy vir ons bestem het, kan uitleef. En dis Paulus se derde uitnodiging, groei in goeie werke, as jy die kuns van die lewe wil ingaan. Ons word nie gered, omdat ons goeie werke doen nie. Maar ons doen goeie werke, omdat ons gered is. En die Here roep ons elkeen tot sekere take, verantwoordelikhede vir 'n sekere werk, wat net jy kan doen. Daar's mos daai Joodse storie, wat sê, as ek eendag voor die Here gaan staan, gaan hy my nie vra, hoekom was jy nie Moses nie? Hoekom was jy nie Abraham nie? Nee, hy gaan vra, hoekom was jy nie Melissa nie? Want daar is sekere goeie werke, goeie dade, take, verantwoordelikhede, wat hy bestem het, wat my naam opgeskryf is. Net ek kan dit doen. En ook so vir jou, dis die goeie nuus, jy's nie oorgeslaan nie. Daar is goeie werke, goeie dade, met jou naam opgeskryf, wat jy moet doen. Nou, wat is goeie werke? Goeie werke, is dit nie wanneer ons vreugde kies nie, wanneer ons vrede kies nie, wanneer ek my kinders begin dien, ander dien, wanneer ek elke dag uitgaan om my werk te gaan doen tot die beste van my vermoë, want binne in daardie goeie werke, daardie goeie keuses, besluite wat ek neem, werk God iets in my, iets in ons wêreld.
Maar soms kom ons, is dit nie so nie, ons kom op 'n plek waar uitdagings voor ons drempel is, en ek voor 'n keuse staan, of ek die goeie daad, goeie werk, goeie besluit gaan neem. Wanneer jy voor 'n uitdaging staan, soos 'n persoon wat jou probeer afmaak, wat dan? Raai wat? Daar's 'n goeie werk wat daar gedoen moet word. Voor die teenwoordigheid van jou vyande, voor enige situasie, is God reeds vooraf besig om die goeie werk, die goeie keuse vir jou te bestem. Hy sê, ek het dit reeds in jou DNA gesit. Jou DNS, jy is gemaak om hierdie goeie werke te doen. En daardie goeie werke, gaan jy agterkom, hulle maak jou, hulle bou jou karakter, hulle gee jou 'n morele lewe, jou moraliteitswaarde. En omdat jy die regte ding kies, laat jy toe dat daardie vooraf bestemde, vooraf bepaalde goeie werk in jou lewe inwerk, meewerk. Ek en jy het 'n keuse, en ek kan kies om die goeie werk te doen. Paulus skryf dit vir ons so mooi, as hy in eenvoudige taal dit verduidelik in die boodskapvertaling van 1 Korintiërs 12:7. Hy sê, die Gees, God, hy werk in elkeen van ons op 'n baie unieke manier. Die doel daarvan is egter dat ons vir ander mense iets moet beteken. Daar is baie verskillende maniere waarop die Gees in ons kan werk. En Petrus, hy beamoed dit. Hy sê, moenie dink dis julle wat so goed is nie. Dis God wat eintlik so goed is vir julle. En daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Die goeie werke kom nie uit myself uit nie. Ek werk saam met die Here. Hy het goed in my geplaas. Hy stuur geleenthede oor my pad. En daarom moet ek dit gebruik. En hoe ek dit gebruik is om ander te help. Ander te dien. Iets te beteken. Nou enige iets goed in hierdie lewe, verg ons tyd, verg ons aandag. En enige iets goed in hierdie lewe, sien ons nie dadelik altyd die effek daarvan, wanneer ons besig is om dit te doen nie. Ek dink so aan Alexander Graham Bell. Hy het jare gelede die telefoon uitgevind. En vir daai tyd was dit wonderlik. Nog nooit het iemand met 'n ander persoon op 'n ander nommer, op 'n ander foon aan die ander kant van die lyn kon praat nie. Dit was massief. Ek dink nie Alexander Graham Bell kon ooit dink wat deur daai goeie werk, hy moes dag na dag gaan sit het om hierdie werk te doen, te tweak, te beplan. Hy moes 'n klomp, hoe sê hulle in Engels, failures to launch gehad het. Ek dink hy het 'n idee gehad, wat daardie goeie werk wat hy dag na dag gedoen het, sy impak sal wees vandag nie, want vandag sit elkeen van ons met 'n foon in ons sak. Vandag kan ons foto's neem op daai foon, ons kan boodskappe stuur, ons kan op die internet kom en enigiets leer of lees. Kan jy dink, as Alexander Graham Bell moes besef wat sy eenvoudige goeie werk gedoen het of beteken het, hy sou so verbaas wees, dink ek, sou vir hom ongelooflik wees. Dit het groot dinge bereik, als deur die eenvoudige taak van 'n goeie werk. Goeie werke kan ongelooflike dinge beteken. Jy kan dit dalk nie onmiddellik sien nie. Jy dink, dis te simplisties. Daai glimlag, daai woord van bemoediging, daardie gebed, die Here, hy neem dit en gebruik dit op maniere wat ons nooit, ooit self sal kan dink of droom nie. Waarheen lei hy jou? Kan jy jou lewe herrangskik om op die reis in die kuns van lewe te gaan? Wanneer uitdagings kom, moeilike omstandighede oor jou pad kom? Dit begin in 'n vriendskap met hom. Dit spoel oor in vriendskap met mekaar, wat saam op die reis is. En dit spoel oor in die goeie werke wat hy vir ons bestem in 'n baie gebroke wêreld.
Nou die volgende paar weke gaan ons hierdie manier van lewe saam ingroei, die kuns van die lewe. Ons gaan dit net verdiep met praktyke en uitnodigings, maar jy kan vandag begin met die eerste tree. Kry jou bidplek. Vind jou mense waarmee jy hierdie reis deel. En begin die goeie werke, waarop jou naam geskryf is, te deel daar waar jy is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u lewe, die Zoe lewe, die ware lewe, die ewige lewe, wat ons kan ontvang, omdat ons gered is deur die genade, deur die werk van Jesus Christus. En ons begeer so, Here, om in dit meer in te gaan, om in 'n lewe 'n bewustheid te kweek van u, en u liefde, en u plan, en u droom. En ons vra, gebruik ons in ons gesinne, in ons huishoudings, in ons werksplekke, in ons land. Mag die woorde wat ons sê, welbehaaglik wees. Mag dit reflekteer u woorde van seën, van hoop, van bemoediging, maar ook van vermaning en waarheid. Help ons dat die werk van ons hande, die plekke waarmee ons gaan met ons voete, dat ons daar sal wakker wees vir die groot uitnodiging om die goeie werk wat u vir ons bestem het te doen. Dat ons ligdraers van u woord, u koninkryk, u goeie nuus sal wees in ons stikkende wêreld. Dankie vir elke unieke geskenk, gawe wat u vir ons gee, dat ek dit mag bring. Ons het u lief, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Ons sien uit om op hierdie reis die volgende paar weke saam te gaan. As jy dalk met iemand wil praat daaroor, daar's bewegings reeds in jou, of jy het gebed nodig, is jy so welkom om nou na ons toe uit te reik. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, hy wat ons innig lief het, die genade van Jesus Christus, hy wat ons red, en die vriendskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat diep in ons werk is en bly met jou. Amen.